Ons staan gewoonlik baie vroeg op, enigiets tussen 4:30 en 5:00 om stilte tyd te hê. En een oggend sit en lees ek in Johannes 6 waar Jesus die 5000 mense kos gee. Net nadat Jesus vir die disippels gesê het, hulle moet vir die ouens kos gee en die disippels gaan aan oor hulle nie kos het nie. Lees in Johannes 6 hiervan vers 8 af, sê hy dat 'n klein seentjie sy brood en visse vir Jesus gebring het. En Jesus het dit gevat, dit geseën en toe vir die disippels gegee om uit te deel en toe raak dit al hoe meer. En kort nadat ek dit sit en lees het en dink ek, hoe awesome is dit dat wanneer ek dit wat ek het na Jesus toe bring en hom vra om dit te seën, dan kan dit meer raak. Of dit kan meer mense, 'n seëning vir meer mense wees. Wanneer ek dalk bring, hoeveel keer sit ons in die aand en ons bid voordat ons eet en dan sê Vader, ons dankie vir die voedsel, seën ons liggame en die ander wat voorberei het in Jesus se naam. Amen. Of as jy baie meer konservatief is, sê Vader, ons eet nou maar vergeet om Christus naam en wil. Amen. Dan is die rympie wat die ouens sê. Nee, Jesus, die rympies. Ons moet regtig uit godsdienst uitkom in 'n verhouding met Jesus. Kan dan nie imagine jy sê dieselfde rympie by die huis elke dag as jou vrou inkom. Hallo vrou, hoe gaan dit? Ek hoop jy het 'n lekker dag gehad. Ek hoop jy slaap lekker vanaand. Goed. En dan slaap jy aan. Dis net 'n rympie, selfde dag. Daar's geen verhouding nie. Anyway, ek sit en dink hoeveel keer ons bid en vra Here, seën die voedsel ons liggaam en die ander wat voorberei het. Maar doen ons dit werklik met geloof? Bring ons werklik ons kos na hom toe en ons vra hom om dit te seën? Want as ek werklik my kos gaan bring na Jesus toe en ek vra hom, Jesus, seën asseblief my voedsel, dan gaan my kos nooit opraak nie. Gaan altyd meer wees en genoeg wees om nog mense kos te gee. As ek werklik sê, Here, hier is my finansies, seën dit asseblief en God seën my finansies, dan sal altyd genoeg wees vir my om 'n seëning vir ander mense te wees. Seën my lewe, Vader, dat my lewe altyd genoeg sal wees sodat dit vir ander mense 'n seën kan wees. En daai oggend kyk ek na my bankrekening en ek sien hoe leeg my bankrekening is. En ek sê, Here, hier is regtig niks hier binnekant nie. Seën asseblief my bankrekening in Jesus se naam. Amen. Met dit in my hart dat toe die seentjie die bietjie bring, het Jesus dit meer gemaak. En ek maak die Bybel toe. Ek jok nie vir julle nie. Ek dink dit was 20 minute nie. Betaal iemand R9000 in my rekening in tussen 5:00 en 6:00 in daai oggend. Ek skrik so groot, ek vra vir die Here om die R9000 weer vir my te seën. Anyway, dit het toe nie baie meer geraak nie, maar God het geweet wat ek nodig het en die bietjie wat ek gehad het, het ek gebring na hom toe en hom gevra om dit te seën. En toe vat hy my bietjie en hy maak dit vir my meer. En toe hy dit meer maak, toe kon ek weer met dit 'n seën vir ander mense om my wees. Vader, ek dank U in die naam van Jesus dat ons vandag die bietjie wat ons het kan bring na U toe en vra dat U dit vir ons seën. En ek bid, Here, dat elke bietjie wat elke persoon na U toe bring, dat U dit werklik sal seën en dit meer sal raak vir hulle, sodat dit ook 'n seën vir ander mense kan wees. In Jesus se naam bring ek vandag my huwelik na U toe en ek vra, Here, seën dit. Ek bring my finansies na U toe en ek vra, Here, seën dit. Ek bring my gesondheid na U toe en ek vra, Here, seën dit. Ek bring my liggaam na U toe en ek vra, Here, seën dit. Seën dit wat ek doen. Seën my hande, seën my voete waar ek gaan. Here, seën my woorde dat dit 'n seëning vir ander mense sal wees. Vader, ek dank U vandag dat U alles wat ek kan vat ook sal seën in die naam van Jesus. Amen.